Die VF+ het nie nodig om mense van Kaapstad af in te voer nie. Nie as jy 'n leier het soos Grandi Theunissen nie, 'n man van aksie, beginsel en bewese resultate. As voormalige lid van die burgemeesterskomitee vir gemeenskapsveiligheid en huidige kokesleier van die VF+ in die Tshwane Metro Raad, het Grandi Theunissen gewys wat dit beteken om te lei, selfs te midde van finansiële krisisse en politieke onstabiliteit. But where are the original owners? Well, in this particular case, the original owner is said to be somewhere in the DRC. In some cases that I'm aware of, it's late estates that could be involved. And also we heard from the insert that there's a syndicate operating together with people in the deeds office, in the municipal offices, and they physically hijack the building, take ownership of the building, and the legal owner has got no foot to stand on. And this is a serious crime, but it's beyond the mandate of the TMPD to a certain extent, because we do not have investigative powers. We've got arresting powers, but not investigative powers, so we do need to have South African police on board to do the investigations to understand where these owners are. Hy het nie net gepraat van orde nie, hy het dit herstel. Van die stigting van die IBEC vir geïntegreerde wetstoepassing tot die vestiging van die gevolgbestuur subkomitee om korrupsie aan te spreek. Toe die stad gestrem is deur 'n onwettige staking, het hy nie geskuil nie. Hy het opgestaan, 'n steunpilaar vir die burgemeester en 'n beskermheer van die stad se bates en personeel. Let me start by saying we are very glad. It's been almost 4 months that we had the strike. It had a serious impact on service delivery. Things are normalizing at the moment in terms of service delivery. We are getting there slowly but surely. In terms of the finances, we took a knock because we had to contract people to do some of the services in the absence of employees, as well as our income was jeopardized by a poor performance by the department who actually are responsible for doing the credit control functions, etc. Maar Grandi is meer as net 'n krisisbestuurder. Hy's 'n hervormer. Die KAP-model wat gemeenskappe bemagtig om self dienslewering te ondersteun, is sy breinkind. 'n Model wat begrotingsdruk verlig sonder om dienslewering prys te gee. In 'n koalisie is hy onmisbaar. As kokesleier verseker hy politieke stabiliteit en dryf hy geloofwaardige hervorming, nie net vir die VF+ nie, maar vir die hele stad. En die doel daarvan was om alle rolspelers binne die sekuriteitsbedryf en die veiligheidsbedryf bymekaar te trek, sodat ons 'n behoorlike sekuriteitsplan kan beraam, dat ons die nodige rolspelers aan boord kan kry. Die rede daarvoor is dat die stad in ons sekuriteitsdienste, die metropolisie en Suid-Afrikaanse polisie nie oor die nodige hulpmiddels of bronne beskik om behoorlik die stad te beveilig nie. Ons het daarom met ons die privaat sekuriteit industrie se insette nodig, en die gedagte is om 'n nuwe model wat saamgestel word tussen tegnologie aan die een kant, maar ook opgeleide spesialiste aan die ander kant, om die stad se bates en die stad se infrastruktuur te beskerm. Grandi Theunissen is nie 'n kandidaat van buite nie. Hy is van hier, hy ken die strate, die mense, die uitdagings, en hy het reeds oplossings gebring. In 2026 stem vir 'n leier wat nie net praat van verandering nie, maar dit alreeds gebring het. Stem vir Grandi Theunissen. Bekamp korrupsie, herstel orde, bou saam. Grandi Theunissen vir Tshwane, deur Tshwane.